Hallo graad 9's, vir werkskaart 4 kyk ons na die spier- en skeletale stelsel. Nou julle hoef nie veel te weet oor hierdie stelsels nie, want julle gaan dit in elk geval meer in detail gaan julle doen in vir julle volgende grade van 10 en 11 op hoontoe. Maar wat julle huidiglik moet net verstaan is dat 'n spier 'n weefselgroep is wat saamtrek en verslap. Dis wat hy doen. En deur saam te trek en verslap is hulle natuurlik verantwoordelik vir beweging. Maar hulle sal dit ook nie kan regkry as hulle natuurlik nog nie geheg is aan bene nie. So ja, dit is nogal belangrik dat jy besef dat beweging gepaard gaan met spiere wat heg aan julle bene. Maar dan moet julle ook net besef dat beweging vir beweging om plaas te vind, gaan meeste van jou spiere werk as antagoniste. Dit wil sê as die een spier saamtrek, gaan die ander spier verslap. En dis wat julle daar sien, as die een spier saamtrek, gaan die ander spier verslap. Soos nou net kyk hier na die boarm, vir jou om hierdie dumbbell op te lig, gaan jou bicep saamtrek terwyl jou tricep verslap. En vir jou om die arm weer reguit te maak, gaan jou bicep verslap en jou tricep gaan saamtrek. So dis 'n voorbeeld van waar spiere in teenoorgestelde funksies werk om beweging te laat bewerkstellig. En dan moet julle asseblief ook net verstaan wat die verskil is tussen 'n sening en 'n ligament of 'n tendon, wat 'n ander naam is vir 'n sening. En ek sê dit mooi duidelik vir julle hierso, dat 'n tendon heg been aan spier en 'n ligament heg been aan been. So kry dit asseblief in julle koppe, want dis nogal belangrik dat julle dit besef. As ons kyk na die skeletale stelsel, moet julle asseblief die name van al hierdie bene ken. Julle moet dit gaan leer. Nou op graad 9 vlak sal ons nog vir julle toelaat om enige een van daai twee name te gee, naamlik die algemene naam daarvan of die latynse naam daarvoor. Alright, maar ons kyk maar net na die kopbeen, wat ook bekend staan as die kranium of die skedel. Jy het jou sternum, wat jou borsbeen is wat daar so sit. Jy het jou clavicle wat daar so sit, of jou sleutelbeen, en dan het jy jou bladbeen aan die agterkant, jou scapula, boarm, wat jou humerus is. En so kan jy deur al hierdie bene gaan en dan gaan leer jy dit uit julle koppe. Ons gaan dit afval nou weer hersien. Maar as ons kyk na die funksies van die skeletale stelsel, met ander woorde jou skelet, jou geraamte, dan soos ek nou net vir jou gesê het in die vorige slide, hulle is betrokke by beweging, want jou spiere heg aan jou bene, jou skeletspiere heg aan jou bene, en wanneer hulle saamtrek, gaan dit veroorsaak dat die been beweeg. Dan natuurlik is daar ook beskerming van organe. Ons weet dat ons ribbekas beskerm natuurlik ons hart en ons longe, ons bekkenbene beskerm jou geslagsorgane, jou skedel, spesifiek die kranium gedeelte beskerm jou brein. So daar's beskerming definitief betrokke. Spieraanhegting, en dis as gevolg van hy spieraanhegting dat soos ek sê beweging moontlik is. Daar word ook sekere minerale gestoor binne in jou bene, veral jou kalsium, so magnesium, soutte, vervaardig bloedselle. Nou in jou langbene, as nou hierdie die rooi kleur vat, daai is jou langbene, jou humerus, jou femurs wat hier onder sit, dis langbene, jou radius, jou ulna, jou tibia en jou fibula aan die agterkant, dis almal langbene. So in die koppe van die langbene, met ander woorde daar, by die koppe, by die punte, dit is waar rooi bloedselle vervaardig word. En in die skagte is waar stamselle wat wit bloedselle gaan word, dis waar hulle weer gaan voorkom. En dan behalwe die vervaardiging, ook natuurlik vir postuur en ondersteuning. Vir die feit dat jou liggaam 'n spesifieke vorm het, is te danke aan die skelet. As jy die skelet wegvat, gaan jy net so paphoopie wees wat op die grond lê. Alright. Nou ja, wat gesondheidssake aanbetref, is daar heel eerstens artritis, en dit kom maar gewoonlik met ouderdom. Want onthou, enige beweging veroorsaak wrywing, en wrywing is hitte wat opbou. En daai hitte kan actually die kraakbeen tussen jou beweeglike bene, is daar oral is daar kraakbeen. Dis hoekom ons die gewigte synoviale gewrig te noem, daar waar twee of meer bene by mekaar kom en hulle is in vrylike beweging met mekaar. Maar daar oral tref jy kraakbeen aan om wrywing te beperk. Maar soos wat jy jou ledemate gebruik, daai beweeglike gewigte gebruik, gebeur dit met ouderdom dat dit die kraakbeen al hoe meer verweer en dit sluit af, dit raak dunner. So jy gaan op 'n punt kom waar jou bene actually op mekaar gaan raak, so hulle skuur dan, en dit kan infeksies veroorsaak, en die herstelproses kan jou bene 'n bietjie laat krom groei, en dit staan bekend as artritis, soos jou kraakbeen wat afgesluit raak.
Okay, as gevolg van die skier. Dan kry jy osteoporose, en daar is net 2 prentjies van hoe normale been lyk, en hoe been met 'n lae beendigtheid lyk. Maar dit is gewoonlik iets wat met ouderdom kom, maar jy kan ook daarmee gebore word. Dit kan ook geneties geërf word. Maar hoe meer jou beendigtheid is, hoe sterker is jou bene. En hoe laer jou beendigtheid is, hoe swakker is jou bene. So is makliker om 'n been te breek as jy osteoporose het. Dan die laaste enetjie is ragitis wat julle asseblief moet ken. En ragitis is net ook swak bene, swak en sagte bene as gevolg van 'n tekort aan kalsium en Vitamiin D in jou dieet. En daai toestand staan dan bekend as ragitis. En as jy vir alle babatjie is wat geweldig vinnig groei, 'n probleem het met kalsium en Vitamiin D in hulle dieete, en die liggaampie het soveel gewig op die beentjies, en hy bene is swak en sag, kan die beentjies dan buig, of binne toe, of buitentoe, of agtertoe, ensovoorts. Maar dit is wat ragitis is. Kom ons kyk gou na julle hersieningsvragies. Heel eerste vraag is hierso, hoe verskil senings of tendons van ligamente? Nou as jy heel eerstens kyk na senings, hierdie 2 prentjie behoort vir julle actually baie mooi voor te stel. Nou so sê senings en tendons is wat spiere, nou hier loop 'n lekker spier hierso deur, daar's 'n lekker spier, en daar heg die spier aan been, met hierdie sening of tendon. Maar hierso sien jy ook wat 2 bene aan mekaar geheg is, deur daai, en dit is wat 'n ligament is. Daar's nog 'n klein ligamentjie wat hardloop tussen 2 bene. As julle met my daarso. Soos as hier kyk na hierdie syprofiel, hier is 'n lekker spier wat hier afloop, en daai spier heg daarso, met 'n sening of 'n tendon heg hy aan daai been. Terwyl jy natuurlik hierso weer 2 bene kan sien, en daar kan jy actually sien 'n ligament wat hierdie 2 bene aan mekaar heg. Daar's nog 'n ligament. So, nou behoort dit vir julle baie duideliker te wees. En hier is 'n spiertjie wat hier deur hardloop, en daar sit hy met sy ligament vas aan hierdie been. Noem die funksies van die skeletale stelsel of die skeletstelsel, en daar's heelwat soos ons gesê het. Daar's beweging wat daar is, daar's beskerminge is, daar's postuur en ondersteuning, die vaardiging van bloedselle, die stoor van minerale is daarso. So gaan kyk maar net na allerlei funksies en gaan leer daai funksies. Okay. Nou kom ons kyk of ons al hierdie bene se name kan noem. Nou heel eerstens, daai is jou skedel. Die hele deel is jou skedel. Dan sit jy hierso met jou sleutelbeen. Kan jy nog onthou wat se ander naam vir die sleutelbeen? Die clavicle, dis reg. Daar sit jy met jou bladbeen. Ander naam vir jou bladbeen is jou scapula. Daar is sy. Borsbeen het ek nog nie eens vir julle gevra nie, maar ander naam vir jou borsbeen, dit is natuurlik jou sternum. Yes. Jou boarmbeen, ander naam vir hom is jou humerus. Daar is hy. En dan kry jy hierdie 2 voorarmbene. Die een naaste aan die duim, dis wil sê daai ouetjie. Hy staan bekend as die radius. So ek sê maklik om te onthou wat die D in radius vir duim. En dan die ander enetjie is die ulna wat hierdie kant loop, as jou ulna, en hy is naaste aan jou pinkie se kant. Hier is natuurlik jou ribus, dis wat hulle seker daar wil hê, jou ribbene, jou ribus. En dan kry jy hierso jou 2 bekkenbene. Maar jou 2 bekkenbene bestaan uit 3 vergroeide bene uit. Hierdie groot olifantore hier aan die buitekant, dit staan bekend as jou iliums. En dan het jy 'n been wat hierso aan die voorkant loop. Hy loop so aan die voorkant. En dit staan bekend as jou pubisbene. En dan kry jy hierdie bene in die agterkant wat bekend staan as jou ischiums. So ja, maar daar is algemene name daarvoor ook. Bekkenbeen en skaambeen, so gaan kyk maar net na die algemene name. As jy dan kyk na die hand, polsbeentjies, dis jou carpale. Jou vingerbeentjies is jou phalanxe. Dan jou middelhandbeentjies is jou metacarpale. So ek sê, is maklik om te onthou carpale in die hand, want jy gebruik jou hand om te klap. So carpale. Dan jou boarmbeen is jou femur, jou knieskyfie is jou patella, dan sit jy met hierdie groot been wat hier voor sit, wat jou maarmerrie bevat, wat jy altyd seer kap, dit is jou tibia, en dan kry jy jou fibula aan die agterkant. Dan jou voetbeentjies, jou enkelbeentjies staan ook bekend as tarsale, jou middelvoetbeentjies staan bekend as metatarsale, en dan jou toentjies staan bekend ook as phalanxe. Ok, weer eens enkelbeentjies tarsale, maklik om te onthou, tar vir tone, so jy weer is geassosieer met die voete.
Dan as ons net kyk na die laaste enetjie, die volgende gesondheidstoestande wat met die skelet geassosieer word, maak seker jy herken dit en die voorstellings wat jy daarso op het. Nou die eerste enetjie soos daar kan ons op 'n mooi prentjie by julle actually kan sien hoe die kraakbeen wat daarso sit besig is om af te sluit tot jy op 'n punt kom waar die bene te mekaar skraap en actually 'n infeksie of inflammasie veroorsaak. En dit staan bekend as artritis. Wat jy hier in die bokant het en hierin illustreer sommer met die verloop van ouderdom, gaan jou beendigtheid afneem. Alright, en ons noem dit osteoporose. En die laaste enetjie wat julle hierso het, is maar net om vir julle te wys die verskil tussen 'n gesonde beendigtheid en wanneer jy tekort het aan kalsium of Vitamiin D in jou dieet en jou bene is bros en sag en kan maklik breek of buig. En dit staan bekend as rachitis. Daar's hy, klap.